2 Tessalonisense hoofstuk 3. Ons is amper klaar met die tweede brief aan die Tessalonisense. Ek wil hê julle moet oplet van vers 6 af. Ons het laas tot by vers 5 gekom. Ek wil hê julle moet oplet hoe prakties die Bybel regtig is. Ons dink gewoonlik aan die Bybel as dit wat ons help met geestelike dinge, maar die Bybel het baie inspraak en opdragte wanneer dit kom by ons sosiale lewe, wanneer dit kom by die werk wat ons doen. Hier was ouens in hierdie kerk gewees wat heel waarskynlik gedink het dis nie belangrik om te werk nie, want die wederkoms is op pad. Hulle kon selfs gedink het dis meer geestelik om nie meer te werk nie, dan toekomstig meer tyd vir die Here. Maar is duidelik dat dit 'n frustrasie was binne die gemeente en dat Paulus vir hulle oor dit skryf. Nou voor ons saam lees, kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, dit is my gebed dat dit wat ons nou gesing het, dat ons dit opreg bedoel. Dat ons opreg is as ons sê, leer ons en maak ons oë oop sodat ons meer van u heerlikheid kan raak sien. Want anders is ons maar soos 'n man wat sy huis op die sand bou, wat nie luister na die Here nie. En die storm het gekom en die huis het platgeval. Help ons dat ons soos die wyse man sal wees wat op rots bou. Gee vir ons insig en wysheid binne die gemeente, binne hierdie gedeelte, dat ons presies weet wat u van ons verwag. Gee vir ons die vermoë om te konsentreer, dat al ons aandag op u sal wees. Here, bewaar ons vanoggend van oneer, wat ons aan u sou bring, dat terwyl die woord van die lewende God gepreek word, dat ons gedagtes op ander plekke is. Ons bely ons eie swakheid, ons eie onvermoë om altyd te kan konsentreer. Ons bely dat ons u hulp nodig het. Ons bid dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Nou 2 Tessalonisense 3 vanaf vers 6. Ons beveel julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle heel onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. Want julle weet self hoe julle ons moet navolg, want ons het ons nie onordelik onder julle gedra nie. Ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie, maar ons het met arbeid en inspanning nag en dag gewerk om nie iemand van julle tot las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as 'n voorbeeld te stel dat julle ons kan navolg. Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel. As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel en vermaan ons deur ons Here Jesus Christus om rustig te werk en hulle eie brood te eet. En julle broeders moet nie in goed doen vervlou nie. En as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken die man en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word. En beskou hom nie as 'n vyand nie, maar vermaan hom as 'n broeder. Net tot daar. As julle sou terugblaai, 1 Tessalonisense 5 vers 14 is een van die verse wat my in die bediening al soveel keer gehelp het, maar hy sê vir hulle, in die vorige brief het hy vir hulle geskryf, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelik is, dieselfde woord, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Selfe les, mag nie ophou nie, bly goed doen, en daar's 'n tyd daarvoor om mense te vermaan. Nou, 'n hele paar jaar terug toe, wie weet van Thuisie Bosveldklomp? Nou, ek is nou nie een van sy gunsteling aanhangers nie, ek sal nou nie 'n CD van hom koop nie, maar ek onthou voor ek gered was, hy het 'n lied geskryf, ek het daai lied op 'n stadium uit my kop uitgeken. Ek hou nie van werk nie. Wie ken daai lied? Hoor jy die woorde? Nee, ek sal nie, ek wil nie, ek hou nie van werk nie. Ek kan nie en ek gat nie, want ek is nie mal nie. Ek werk hom nie graag nie. Ek kan nie die werk verdra nie. Ek glo nie dat ek moet nie, kos vir my is hy nie goed nie. Vir werk het ek geskrik, ek is glad nie daarvoor lus. Dis beterer om te sit en om by jou bas te rus. Ja, ek het gaan werk soek en ek is nie te lui nie, maar gelukkig toe het ek nie die job gekry nie. 'n Mens raak klaar, maar werk hy raak nie klaar nie. 'n Mens kry swaar, maar werk is altyd daar.
Nou lyk vir my dis party ons se leefwyse. Party mense sien werk as 'n straf, hulle hou nie daarvan nie. Klink of daar 'n paar ouens in die Tessalonisense gemeente was wat nogal so geredeneer het. Klink of hulle nogal hierdie CD sou koop en sou luister. Daar was mense in die gemeente vir watter rede ook al vir wie Paulus skryf dat hulle dood eenvoudig net nie gewerk nie. Hulle het op die skouers van die res van die gemeente gerus. Dalk was dit dat van hulle gesê het, wel die wederkoms is om die draai, het help nie ons werk nou nie, ons moet meer dinge vir die Here doen. En dit het 'n probleem binne die gemeente geraak. Nou ek dink nie hier is 'n direkte toepassing vir ons in die gemeente nie, want ek het in my lewe nog nie 'n ou ontmoet wat sê ek werk nie want Jesus is op pad. Wie van julle werk nie want jy weet Jesus gaan nou kom? Nou oké. So ons kan nie direk dit so maak nie. Maar daar is wel 'n paar algemene toepassings uit die gedeelte uit wat vir almal van ons kan help. Wat beteken dit vir ons 2000 jaar later? Daar is toepassings in hierdie gedeelte vir elkeen van ons wat vanoggend hier is. Net so 'n paar opmerkings oor die gedeelte. Ek het al vir julle gesê wat ek doen. Ek bekrap 'n gedeelte. Ek het in die begin dit in my Bybel gedoen. Julle sal nou sien hoe lyk daai bladsy. Ek weet nie of julle kan sien nie, maar dis net pen. Ek kan weet later nie waarom te krap nie. Toe begin ek dit uitdruk op papier en ek doen dit. Maar dit is interessant hoeveel keer die woord beveel daarin voorkom. Dis interessant. Die opdragte met die woorde beveel en beveel is opmerklik. Nog iets is interessant, is Paulus se pastorale hart. As hy byvoorbeeld in vers 15 sê, en beskou hom nie as 'n vyand nie, maar hanteer hom as 'n broeder. Daar's 'n baie groot pastorale hart van Paulus in hierdie gedeelte. Sy liefde is opmerklik. Die hoeveel kere wat hy die woord broeder gebruik, is opmerklik. Kom ons kies 'n tema of opskrif. Hoe om onordelike gelowiges te help. Hoe om onordelike gelowiges te help. En kom ons deel dit as volgende. Die gesag van die opdrag, die gegevens van die opdrag en die gevolge van die opdrag. Ek noem dit nou maar net so 'n manier te kry waarin jy dit maklik in jou gedagtes kan of in notas kan vasvang. Die gesag van die opdrag, die gegevens van die opdrag en die gevolge van hierdie opdrag. Wat ek bedoel met gesag, Paulus beklemtoon dit, so ek wou dit nie mis nie. As jy dit oor en oor lees, dit staan uit, Paulus beklemtoon dit in hierdie paar verse, byvoorbeeld in vers 6, kyk gou vers 6, ons beveel julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus. Vers 10, want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel. Vers 12, sulke mense beveel en vermaan ons deur ons Here Jesus Christus. Wat beteken dit as Paulus 'n bevel gee in die Here Jesus Christus? Wat beteken dit in effek? Wie gee die bevel? God self. Jesus Christus self gee die bevel. Dis wat dit beteken. En Paulus ag dit nodig, want hierdie mense sou seker sê, ja, maar wie's Paulus om dit vir ons te sê? Paulus ag dit nodig in vers 6, want hy sê die oorlewering wat julle van ons ontvang het, vanuit sy apostoliese gesag, dat hy kan sê, ek kom as 'n gestuurde van Christus self. Hierdie opdragte, dit is Christus self, is nie my opinies nie, is nie my idees nie, is nie my raad aan julle nie, dit is 'n opdrag van Christus self. Inteendeel, in 1 Tessalonisense 5 vers 14 sê hy, ons versoek julle, vermaan die onordelik is. Dis 'n sagte woord. Net interessant, in die Grieks, daai woord tussen versoek en beveel, dis 'n letterverskil in die Griekse woord. Maar versoek is sag. In die tweede brief kom hy en hy sê, ons beveel julle. Dis 'n harder woord wat hy gebruik. Dit is die woorde wat 'n generaal gebruik met sy peloton, en hy gee vir hulle bevele, en hulle moet dit gehoorsaam. Wie was in die weermag gewees? Dis 'n paar van julle. As 'n offisier met 'n hoër rang as jy vir jou bevele gee, hoe lank het jy om te gehoorsaam? Oombliklik. Anders was jy in die moeilikheid. Jy kan nie vir hom sê, nee luitenant of nee generaal, ek wil nie nou nie, ek is nie nou lus nie, dit pas my nie nou nie. Kan nie dit vir hom sê nie, dan is jy in die moeilikheid gewees. En dis daai tipe konteks wat hy gebruik. Paulus doen dit nogal volgens vers 6 as 'n apostel. Dit beteken 'n gestuurde van Christus self. Dit beteken dit wat hy sê, dis in die Bybelse tyd, ek en julle mis dit. Wanneer 'n koning 'n gesant stuur met 'n boodskap, dan het hulle daai boodskap op 'n rol geskryf, en dan dis soos wat Jona, onthou julle in Jona, as jy Jona deurlees,
Dan vat hy die rol, dan loop hy deur die stad. So sê die Here. En dan het hy sy boodskap. En dan sê jy woord vir woord wat die koning gesê het. En dis wat Paulus bedoel as hy sê, hy doen dit as 'n apostel. Hy doen dit in die Here. Dis woord vir woord God se opdrag. Dit beteken vir my en julle, hierdie is nie 'n keuse nie. Dis nie 'n voorstel nie. Dis nie iets waaroor jy hoef te gaan dink nie. Dis nie iets wat jy eers hoef te verstaan nie. Dis dood eenvoudig 'n opdrag. Party gelowiges, en dis hoekom ek 'n punt daarvan maak vanoggend in die preek. Party gelowiges hanteer Jesus se opdragte soos versoeke of voorstelle. Hulle sê selfs dinge soos, ja, is nie die wet nie, ons is nie meer onder die wet nie. En dis reg, ons is nie onder die wet nie. Maar ons is nie onder die wet nie in die sin dat ons gehoorsaam nie die wet om gered te word nie. Dis wat dit beteken. Maar weet julle, omdat Christus nou ons verlosser is, kom ek stel dit so, omdat Jesus ons Here is, luister ons na sy bevele, gehoorsaam ons sy bevele. Ons voer nie bevele uit sodat Jesus ons meer kan lief hê nie. Ons voer nie bevele uit sodat Jesus iets vir ons kan terugdoen nie. Ons voer dood eenvoudig bevele uit omdat ons aan hom behoort en hy ons Here is. Dis hoe eenvoudig soos dit. Die verskil kom in wanneer ons hom as Jesus, as Here bely. Dis waar die verskil in kom. As jy op jou Facebook of in jou hart of iewers al vir iemand gesê het, Jesus is my Here, dis waar die verskil in kom. Wanneer ons gehoorsaam is, dan erken ons en dan bely ons dat Jesus ons hoof is. Die woord Here, baas, Kyrios, beteken baas. Hy is ons verlosser en ons Here. Ons is sy disippels, ons volg hom. Wag, kyk gaan Lukas 6. Gaan net 2 gedeeltes vir julle wys. Kyk gaan Lukas hoofstuk 6. En veral nou laas jaar in die aanddienste, dit het nou nogal baie na vore gekom. Lukas 6 vers 46. Jesus sê vir hulle, en wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Stop net gou daar. As jy weet, jy volhard in jou lewe met 'n sonde, ek het dit 2 weke terug ook gesê, hou op om Jesus jou Here te noem, want dan is hy dit nie. Hoor Jesus se woorde, wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Vers 47, elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het, en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament rots vas was. Die ou wat nie luister nie, bou sy huis op die sand. Die vloed verwys na die oordeel van God, wat gaan kom. En die ouens, en dit beteken nie jy gehoorsaam om gered te word nie, jy gehoorsaam omdat jy gered is. Maar wanneer Christus kom, gaan dit nie die belydenis met jou mond wees wat wys dat jy gered is nie. Dit gaan jou lewe wys. Jou lewe wees wat dit wys. In Matteus 7 vers 21. Julle kan 'n nota maak ter wille van tyd. Kom nou julle wat sê, Here, in u naam het ons dit of dat gedoen. Dit tel nie. Here, het ons nie in u naam duiwels uitgedryf nie. Dan sê die Here, nee, dis die wat na my woorde luister en dit doen. En ek dink die rede is dat ek en julle dalk versoek kan word om te sê, sekere goed in die Bybel is nie vir my nie. Sekere goed, is goed as jy daarna wil luister, maar ek wil my lewe anders inrig en hierdie pas nie nou vir my nie. Paulus sê, skryf dit vir julle as bevele van die Here af. Jy het nie 'n keuse nie. Hier is 'n stelling. Hy is Here oor jou liefde, jou werk, jou huwelik, jou geld, jou ontspanning, jou vriendskappe en tot oor jou spyskaart. Julle al daaraan gedink? Lees die Bybel van Genesis tot Openbaring deur. Christus skryf voor vir wie jy moet lief wees, jou werk, jou huwelik, jou geld, jou ontspanning, jou vriendskappe en tot wat jy mag eet en nie mag eet nie. Christus is Here oor elke area van jou lewe. Maar dan gaan hy verder. Hy sê vir hulle hierdie reël, hy sê vir hulle dis van God self af, en dan sê in vers 7, want julle weet self hoe julle ons moet navolg, want ons nie onordelik onder julle gedra nie. Ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie, maar ons het met arbeid en met inspanning nag en dag gewerk, om nie iemand van julle tot las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as 'n voorbeeld te stel, dat julle ons kan navolg. Wat is sy punt? Predikante mag nie salarisse kry nie, dit is sy punt.
Nee, is nie wat hy sê nie. Inteendeel vers 9 bewys iets anders. 1 Korintiërs 9 is nie waaroor dit gaan nie, is nie die punt wat hy maak nie, op 'n synota as ek dit mag sê. Ek dink predikante se harte moet reg wees dat hulle hierdie werk sal doen vir of sonder betaling, as jy deur God geroep is. Dis nie die gemeente wat vir jou sorg nie, is God wat vir predikante sorg. Maar sy punt is dit, ek verwag nie iets van julle wat ek self nie doen nie. Nou hoor ek iemand, ja nee, jy is ons 'n voorbeeld, ons wil werk soos jy, ons wil net Sondag werk, predikante werk ons net Sondag. Hoor dit gereeld. Is dit waar? Nee. Ek het dit vreeslik waardeer, Woensdag aand. Ek het nie vir Mike gevra om vir dit te bid nie. Hy het gevoel hy moet vir dit bid. Die volgende ook hoor ek hy bid, Here, en help vir Janie dat hy nie lui sal wees nie. Toch? Ek het dit verskriklik baie waardeer, want Mike weet wat aangaan. Ek werk nie onder iemand se toesig wat my die hele tyd dophou nie. Behalwe die Here, die onsigbare, wat weet alles wat hy doen. Ek het die gebed verskriklik waardeer, want ek dink predikante kan bitter vinnig lui wegsteek of hulle tyd aan dinge spandeer wat hulle nie moet nie. Maar weet julle hoe dit my in die bediening gehelp, met berading met mense met wie ek werk? Hier's 'n mooi beginsel in hierdie stuk. Ek wil julle met dit raak sien. Dis wat Paulus doen. Sien julle dat Paulus sekere regte prys gegee het? Kyk vers 7 tot 9. Hy sê in vers 9 nie dat ons nie die reg het nie. Ons het dag en nag gewerk. Party mense het allerlei verskonings hoekom hulle nie 'n sekere werk kan doen nie. Die ure is te lank. Die mense by die werk is mislik. Die mense is onredelik. Ek kry nie genoeg geld nie. En mense het al daai verskonings. Nee, ek kan nie vir daai werk gaan werk nie. Hulle gaan my nie genoeg betaal nie. Waar in die Bybel staan dit vir wat se salaris moet jy werk? Het jy al daaraan gedink? Waar in die Bybel staan dit vir wat se werk moet jy gaan aansoek doen? Weet julle, ek hoop Aldred sal my kan ondersteun hierin en as nog iemand al in die bediening was. As dit gaan oor ure en mense wat onredelik is en mense wat jou beledig en spanning en dinge wat van jou gevra word wat nie in jou posbeskrywing was nie, dan moes jy al 'n paar keer uit die bediening uit bedank het. Is dit reg? Ek het al vir mense dit gesê. Mense sê nee, kan jy werk daai was mislik met my. Dan moes ek al 'n paar keer 'n bedanking uitgeskryf het en 'n ander werk gaan soek het. Daar is daar wat net so gaan. Ure. Ek leer ander gemeentes nou as ons by hulle kom van die ABK se kant af, moenie eers in 'n predikant se werkskontrak sit hy met 40 ure 'n week werk nie. Want hy gaan 'n week kry wat hy binne 40 ure al sy werk kan doen, maar daar gaan 'n week wees waar 'n predikant teen donderdag reeds 40 ure gewerk het. Nou wat gaan julle nou maak met Vrydag, Saterdag en Sondag? Moet hy nog steeds preek? Kyk, is dit baie meer ure as net 40. En Paulus het 'n mooi beginsel. Hy sê ek het my regte prys gegee. Moenie so staan op jou regte, nee, ek kan nie daai werk doen nie, want dis nie in my posbeskrywing nie, of dit of dat. Die leiers van die kerk behoort 'n voorbeeld te wees, van wat dit beteken dat Jesus ons Here is. So hoor mooi die eerste punt, die gewer van die opdrag is Christus self. Weet julle dat hy al sy regte in die hemel prys gegee het, en op aarde vir jou kom sterf het? Filippense 2, die vorm van 'n slaaf aangeneem het, sy godheid, dit wat hy in die hemel ervaar het, prys gegee, die vorm van 'n slaaf aangeneem het. Hy het nie gekom om die te red wat nie redding nodig het nie, hy het gekom vir hulle wat siek is. Die vorm van 'n diensknegt. So die eerste punt is die gewer van die opdrag is Christus self. Ek en julle het nie 'n keuse nie. Tweedens, die gegewens van hierdie opdrag. Daai woord onordelik is ook 'n militêre ding. Onordelik, buite orde, jy's nie in orde nie. Almal marseer met die linkervoet, dan is jy op jou regtervoet, of almal draai al links, dan draai jy regs. Die woord onordelik is nie moeilik om te verstaan nie. Dit beteken doeteenvoudig om te lewe buite dit wat Christus van ons verwag. En kan ek vir julle sê vanoggend, dat as jy jou idees skryf van hoe om te lewe by die wêreld, dan is jy buite orde. Want ons as Christene, dis juist wat ons anders maak, is dat ons binne die orde van Christus wandel. Dit is veronderstel om anders te wees. Ons huwelike moet anders wees, ons ouerskap moet anders wees, ons werk moet anders wees, volgens hierdie gedeelte. Hy gebruik in vers 11 hierdie woorde, want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Die Grieks het 'n woordspeling, een van die Engelse vertalings probeer dit nogal oordra, die woordspeling, they're not busy with work, but they are busy bodies. Dis eintlik 'n woordspeling wat daar is. Jy bemoei jou met dinge wat nie eers jou goed is nie. Jy spandeer tyd aan dinge wat jy nie moet nie. Jy skinder en al daardie ander dinge. Daar's eintlik
Die opdragte, ek wil hulle vir julle deurlees, dan gaan ek hulle op sommende wys hanteer, want ek het die eerste keer die opdragte in 'n teks is wat vir jou sê wat jy moet preek. Al die imperatiewe, die opdragte. Maar daar's te veel, daar's 6. Maar ek gaan hulle deurlees, gaan ek in 1 of 2 sinne vir julle sê. Vers 6 sê dat julle heel onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel. Vers 10 sê, bietjie verder aan, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Vers 13 sê, en julle broeders moet nie in goed doen vervlou nie. Vers 14, teken die man en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word. Vers 15, en beskou hom nie as 'n vyand nie, maar vermaan hom as 'n broeder. Dis 'n mondvol opdragte. Ek dink dis hoekom Paulus eers begin en sê ek vermaan julle in die Here. Want wie is ons om dit vir mekaar te sê? Wie is ek en julle om sulke besluite te neem oor iemand? Maar wie is Christus? Dat hy dit kon doen, hy is die Here. Hy skryf nie hier dieselfde, en ek wil julle met dit hoor vanoggend, moenie dit 'n direkte lyn deurtrek na 1 Korintiërs en Matteus 18, waar as dit 'n gewone kerklike kerkdissipline stap is, dat jy die ou hanteer as 'n ongelowige nie. Moenie daai lyn trek tussen hierdie vers en 1 Korintiërs 5, waar is dit 1 Korintiërs 5 of waar die man 'n verhouding met sy stiefma het, dan sê hy julle moet hom sien as 'n heiden tot verderf van sy vlees, tot redding van sy gees, oorgee aan Satan. Matteus 18 sien hom as 'n heiden buite die kerk. Dis nie wat hierdie is nie. Hierdie is 'n baie sagter manier van werk. Beskou hom nog steeds as 'n broeder. Maar wat is die punt? Wanneer daar gelowiges binne die gemeente is wat onordelik is, wat buite orde is, in hierdie konteks met werk, maar in enige ander, dan behoort ek en julle hulle te vermaan. Dan behoort die wat geestelik sterker is, daardie ouens te help. Die fout wat ons maak, en dis wat ek gaan verduidelik in hierdie stuk, die fout wat ek en julle maak is 2 goed. Of ons keer dit goed, of ons is ongeërgd. Dis nie my werk nie, ek staan terug. Hy gebruik woorde soos onttrek, hou geen gemeenskap met hom nie. Dit beteken dat ander gelowiges nie op die gewone manier altyd saam met die ou sal kuier dan nie. Moenie kuier asof niks fout is nie. Dit moet duidelik wees in jou leefwyse en hoe jy met die persoon hanteer, dat jy wil die persoon help. Hoorie, ons verhouding is nie reg nie, want jy's buite orde. Ek wil jou terugkry by die Here, dis 'n omgee. Jy ontken hom of haar nie as 'n gelowige nie, jy erken hulle selfs as 'n ongelowige, maar hoor nou, en ek gebruik hierdie woorde met versigtigheid, daar is 'n atmosfeer tussen die gelowige en die ene wat die Here nie eer in sy besluite nie. Daar's veronderstel om 'n atmosfeer te wees. Dit is veronderstel om 'n bietjie ontevrede te wees en te sê, maar die ou moet regkom, of sy moet bykom en sy moet die Here weer met ywer dien. Wanneer mense verkeerd doen, behoort daar hierdie ongemaklike atmosfeer te wees. Iemand wat nie bekeer nie, iemand wat aanhou verkeerd doen, iemand wat nie doen wat die Here verwag nie, behoort as hy of sy tussen gelowiges is te voel, maar ek voel 'n bietjie uit, want ek is buite orde. Ek is nie saam met hierdie ouens nie. Vers 10 is baie hard. Vers 10 sê, want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel. Dink my, dit was amper soos 'n gesegde, en dis in ons tyd ook so, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Dit klink baie hard, maar ek wil julle help. Hierdie vers kan my en julle help met iets wat ons al baie vrae oor gehad het. Dit is nie my en jou verantwoordelikheid as 'n gelowige om iemand wat onordelik is, se lewe te borg nie. Dit is, baie mense kom en sê, ja, maar jy's 'n Christen en jy sê jy's van die kerk, maar jy weet hy gebruik hy geld vir drank, jy weet hy wil nie werk nie, jy weet hy's lui, jy weet hy gebruik dit vir dwelms. Dis nie jou werk. Inteendeel, dis verkeerd om iemand se lewe van sonde te borg. Dit sou 'n beginsel wees. 'n Bedelaar was hier reg voor hierdie deur op 'n Woensdag aand eendag vir my bitter vies. Ek het al baie mense gehelp en bid baie vir wysheid oor dit. Ek sukkel met dit. Ek was nogal reg om hom te help, maar toe hy teen my staan en sy asem stink na drank. Toe sê ek vir hom, ek gaan jou nie help nie, jy's gedrink. Hy het hom vervies van my, het my gevloek en geskel en weggeloop. Maar hierdie vers het my gehelp. Ek wil julle met iets anders raak sien. Dit beteken nie, ons moet glad nie mense help nie. Inteendeel,
Partykeer het mense ondersteuning nodig om net weer op hulle voete te kom. Ou wat bereid is om te werk, maar hy kry nie werk nie. Ou wat werk soek, maar hy kry nie. Hy's bereid om gehelp te word. Daai ouens moet gehelp word. Dis ons plig. Hierdie praat van ou wat onordelik is. Ou wat sê nee, ek gaan nie, ek sal nie, ek kan nie, ek hou nie van werk nie. Jy borg nie sy lewe nie. Ek wil die ouers hier help en ek gaan nou 'n verskriklike ding sê, 'n moeilike ding. Ek bid dat die Here my help met wysheid. My seentjie is nog net 12 jaar oud. Ek weet van gevalle waar ouers hulle kinders se lewens borg en daai kinders is nie bereid om te werk nie. Waar ouers kinders wat uit die skool uit is, se losiesgelde betaal om in 'n plek te bly, se huur betaal en daai kind wil nie eers 'n vinger verroer om sy ouers te help of om te werk nie. Wil vir die ouers help. Jy help nie jou kind as jy dit doen nie. Hierdie beginsel, wie nie werk nie, sal nie eet nie. Hier staan nie werk vir 'n spesifieke salaris nie. Hier staan nie werk vir R50,000 'n maand nie. Die beginsel is, as jy werk, sal jy eet. So eenvoudig soos dit. Die beginsel in Exodus, onthou hulle vir 6 dae moes hulle kos optel, die 7de dag moes hulle nie optel nie. Toe luister hulle nie, toe gaan hulle op die 7de dag en of hulle maak toe ekstra by mekaar en toe's daai goed vrot, onthou julle dit? Hulle was vraatsig gewees. Die beginsel is werk 6 dae, God sorg vir 7. Maar nêrens in die Bybel staan daar wat se werk nie. Ek sal nou so ietsie meer oor dit sê. Hierdie vers help ons om te sien dat ons nie onvoorwaardelik aan almal net moet gee wat van jou vra nie. Maar let tog op die volgende. Paulus gebruik aanhoudend die woord broeder. Ek gaan nou vir julle sê hoekom dit belangrik is. Vers 13. Vers 13 sê, en julle broeders moet nie in goed doen vervlou nie. Wat heel waarskynlik gebeur het, is dat hierdie ouens, hulle het moedeloos geraak, en hulle het net later gesê, maar ons gaan nie meer, nou gaan ons niemand help nie. En Paulus sê vir die gemeente, moenie. Paulus skryf dit oor en oor in sy briewe, moenie ophou met goed doen nie. Hou aan met goed doen. Vers 15, dis 'n vermaaning in liefde. En mag hy die Here, vers 15, en beskou hom nie as 'n vyand nie, maar vermaan hom as 'n broeder. Dis hartsaak. Dis hoe jy die ou hanteer, so hoe jy die ou aanskou, so hoe jy hom sien. As Christus hom as 'n broeder sien, wees ek en julle om enigstens 'n ander houding teenoor iemand te hê. Omdat Jesus ons Here is, keer ons nie goed wat Jesus nie goedkeur nie. Hoor julle? Omdat Christus ons Here is, keer ons nie dinge goed wat Jesus nie goedkeur nie. Tweedens, omdat Jesus ons Here is, hou ons aan om goed te doen soos wat hy aan ons doen. As jy vanoggend hier sit en jy dink nie dat Christus met jou ongelooflik baie geduld nodig het nie, dan is jy verblind. Dis die een ding wat my help in die bediening, meer as enigiets anders. Ek is verstom met Jesus se geduld met my. Hoeveel keer lees ek dinge en is hardkoppig en stryd teen dit, en dan probeer jy weer en dan val jy, en Christus gee net nie op nie. Onthou Jesus se geduld en liefde met jou. Daar's 'n opdrag in vers 12 ook. Hier is eintlik die opdrag vir hierdie ouens, sulke mense moet beveel en vermaan ons, deur ons Here Jesus Christus, om rustig te werk en hulle eie brood te eet. Dis die oplossing. Hierdie vers help my met 'n paar dinge. Die persoon moet sy eie werk rustig doen en sy eie brood eet. Met ander woorde, nie 'n las wees vir ander net omdat hy nie wil werk nie. Dit beteken dat enige werk waarvoor jy die vaardigheid het en wat kos op jou tafel sit, is goed genoeg vir jou. So eenvoudig soos dit. Ek verstaan nie hoe ouens 6 maande sonder werk is en dan sê hulle nee, want ek hou nie van daai tipe werk nie. Wag tot die regte ding kom. Dis nie wat hier staan nie. As jy die vaardigheid het, as jy werk kan doen, doen dit. Kolossense 3 vers 22 help met dit. Kyk vir Kolossense hoofstuk 3. In daai tyd was daar slawe gewees. Die woord diensknegs, die woord doulos, slaaf. Kolossense 3 vers 22. Diensknegte of slawe, julle moet julle Here na die vlees, wie's dit? Jou baas by die werk, slaaf, baas, die vlees in alles gehoorsaam wees. Nie met oordiens soos mense baas nie. Nie as die baas kyk, werk ek gou, maar as die baas nie daar is nie. Weet julle voor ek gered was, ek het by die staatsdiens gewerk, was al vroeg by die werk, maar ons het 7:30 begin tot 4:15.
My kantoor was so 'n blok. My kantoor was aan die ander kant, maar ek kon deur die vensters deursien of ek het om die hoek geloer. As ons baas, ons hoof, as hy sy tassie vat en hy loop vroeër en hy's by daai huisbak af, sy kar is nog nie onder by die parkering uit nie, dan's ek al af in daai huisbak. Maak nie saak wat die tyd is nie. En dis om mense te behaag. Jy werk nie net as hy vir jou kyk nie, hy sê maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. Hoor hierdie beginsel. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Weet jy wat, baie keer verdien jou baas nie jou goeie werk nie, maar God doen. Dis die beginsel. En as Jesus jou Here is, dan sê hy vir jou dat jy moet werk en hoe jy moet werk. Hy het die reg om vir jou te sê wat jou gesindheid teenoor jou werk moet wees, as hy jou Here is. Dis interessant dat Jesus self 'n skrynwerker was, dat Paulus tente gemaak het, dat meeste van die disippels vissermanne was. Vissermanne in Galilea was die baie mees eenvoudige mense van daai tyd gewees. As jou waarde bepaal word deur die hoeveelheid geld wat jy maak, of hoeveel sukses jy bereik, of hoeveel sukses jou kinders bereik, hoeveel sukses jou kleinkinders bereik, of wat se kar jy ry, dan behoort jy te huil oor jou toestand. God is nie trots op jou, omdat jy 10 besighede besit, 5 doktersgrade het, of die grootste huis of die grootste kar ry nie. Al wat God vra is, werk jy? Doen jy wat hy van jou vra? Is hy jou Here? So as Jesus ons Here is, dan beveel hy ons dat ons moet werk. En hy sê vir ons hoe ons dit moet doen. Hierdie ouens het heel waarskynlik, soos ek sê, gedink, ons wag vir Jesus. Luister wat sê Ligon Duncan. You're not more spiritual if you reject work and wait for Jesus. You're less spiritual. As jy dink jy's meer geestelik en jou redenasie is ek wil minder werk, dat ek meer tyd vir die Here kan hê, maar daai werk maak dat jy las van ander mense word, daai minder werd. Dan is jy nie meer geestelik nie, jy's minder geestelik as jy so is. Die gevolge, en ek maak met dit klaar, die gevolge van die opdrag. Dit wat moet gebeur dan, vers 12 tot 14. Sulke mense beveel en vermaan ons deur die Here Jesus Christus om rustig te werk, so daar's die eerste gevolg, het behoort te kry dat mense nou begin werk. Vers 13, en julle broeders moet nie in goed doen vervlou nie, hou aan met dit. Dalk voel jy, maar ek is al moedeloos, en ek sukkel met hierdie ou, en ek sukkel met iemand wat ek ken, wat 'n gelowige is, jy mag nie ophou nie. Hier is dalk iets wat jou kan help. Jy kan die dag ophou as Jesus met jou ophou. En dit gaan nie gebeur nie. Ons moet iets van Christus wys. Vers 14 sê, en as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, nou stop gou daar. Dis hoekom ek die toepassingsbreed maak. Hy skryf nie daar net van hierdie geval nie. Hy sê die wat aan die woorde van hierdie brief, dis alles wat hy skryf, alles wat die apostels ons leer. Teken die man en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word. Daai woord skaam is nie skaam in 'n lelike sin nie. Dis nie, ek sien deesdae op Facebook, as iemand iets op Facebook skryf van 'n besigheid wat sleg was, dan sien ek die volgende persoon skryf, name him and shame him. Het julle dit al gesien? Nou, ek weet nie wat die sin daarin is nie. Ek dink is baie subjektief, ek dink is dom om dit te doen, maar hierdie is nie dit nie. Is nie sit jou se naam op en sê hoe sleg hy is nie. Die doel is verandering, nie vernedering nie. Dis wat daar staan. Die doel is om die persoon te kry dat hy sien, maar okay, ek wil weer in orde kom, ek wil my lewe regkry, ek wil verander, ek wil bekeer. So die doel is verandering, nie vernedering nie. Ons as gelowiges is totaal anders as die wêreld. En ook die manier waarop ons werk. Weet jy, as jy as 'n kind van die Here, ek gaan dit bid nou, ek weet Quentin het werk gekry in Pretoria, van die mense wat nou klaar studeer het, wat werk, Jan Hendrik gaan by die universiteit werk. Weet jy wat sê ek vir julle ouens wil bid? Dat julle die beste werkers daar is waar julle werk, omdat julle Christus verheerlik in julle werk. Maar dis hoe almal van ons moet wees. Jy moet die beste werknemer wees, die vlees nie. En ons moet ons kinders so leer. Ons kinders word groot in 'n wêreld vol van menseregte, vol van stakings, jaag na rykdom. Hoor dit as kinders praat, ek wil 'n prokureur of 'n dokter of ek wil dit of dat. Almal nêrens in die Bybel staan, dit is nie verkeerd om hy goed te wees nie. Dit is nie verkeerd om ryk te wees nie. Dit is nie verkeerd om ambisieus te wees nie. Maar ons moet nie ons kinders groot maak dat die ou wat bitter graag wil by 'n vulstasie werk, dat dit enigstens minder is nie. Dat die ou wat meer geld kry, meer werd is die ou wat minder geld kry. Dis nie waar nie. Ek hoor eendag op radio in Bloemfontein, ek en Salome is daar, en ek hoor hoe die
aanbieders op die radiostasie praat, hulle vra mense, bel in en sê vir ons hoeveel ure werk julle. En dan bel mense in wat sê 6 ure, 8 ure wat normaal is, en dan bel mense in wat 12 ure, 14 ure werk, trokdrywers en daai tipe van werk. Ek sal een aanbieder se woorde nooit vergeet nie. Hy sê, kan dit nie dink nie, 'n werk waarin jy meer as 8 ure moet werk. Ek dink, wat bedoel hy? Hy sê nie, hy gaan in radiostasie toe, hy werk vir 3 ure op 'n oggend, en dan gaan hy huis toe, dan sit hy 'n TV-speletjie speel. Volwasse man. Ons moet ons kinders reg leer, dis nie die lewe nie. En dis nie wat die Here van ons verwag nie. Ons moet hulle leer, jy werk nie om 'n lewe van tydmors te borg nie. Jy werk om God te verheerlik en vir jou gesin te sorg. Ons moet ons seuns so leer, dat hulle van kleins af dit leer. En ek en julle moet bid dat die Here vir ons die dissipline gee. Dit wat Mike Woensdag aand vir my gebid het. Here, help ons dat ons nie lui sal wees nie. Dis maklik om te werk as mense vir jou kyk. Ek het dit eendag, ek kan nie onthou vir wie ek het gesien nie, selfs in die bediening, ek sluit met dit af. Partykeer kan predikante die bediening baie besig laat klink. As ek nou selektief is, en ek sê vir julle, net in die laaste 2 maande, kan ek nie vir julle sê, hoeveel aande het ek, net voor 8, selfs na 8, hoeveel aande laat in die aande gewerk, dan klink dit verskriklik, jo, Janie, jy is so besig. Maar dis baie selektief. Ek sê nie vir julle van die dae tussenin, wat net normaal was, dae tussenin waar ek op kon rus nie. Mens kan partykeer jouself besiger laat lyk as wat jy regtig is. En ons moet versigtig wees vir dit, dat ons met 'n rein gewete voor die Here wandel. Ons bid dat die Here ons help, en bid vir die leiers van hierdie gemeente, dat ons 'n voorbeeld vir die ander sal wees. Bid vir jouself, dat jy 'n voorbeeld vir ander een sal wees, van iemand wat hard werk. En ons bid dat die Here ook verheerlik sal word. Nou, hier's 70 mense in die kerk volgens skat ek weet nie, dalk bietjie meer as 70. Mag die Here ons help dat ons, al is jy op pensioen, dat jy daar werk as 'n pensionaris. Jy hoef nie altyd 'n salaris te kry vir werk wat jy doen nie. Dat die Here verheerlik sal word omdat ek en julle anders is en dat ons sal wys dat Jesus ons Here is. Kom ons bid saam en dan wil ek graag saam met julle die nagmaal gebruik. Here, ons weet dat selfs in Genesis, werk was nie die straf nie. U het van die begin af die mens geskep om die skepping in stand te hou, om te heers oor die diere. Dit was nog altyd deel van u plan. Ons weet die las om te werk na die sondeval. Dit was groot, die moeite waarmee dit nou gedoen word. Ons bid dat, soos wat u volgens Efesiërs 2 ons nuut skep vir goeie dade, dat ons nou op aarde reeds 'n voorbeeld sal wees van hoe u alles omdraai, hoe u alles nuut maak en weer regmaak. Dat ons sal werk, want ons werk vir u. Maak nie saak wat se werk ek doen nie, doen dit vir die Here. Ons bid dat u in hierdie tyd wat werk skaars is, vir hulle wat werk soek, dat u genadig sal wees en dat u werk sal skenk, Here. Ons bid dat hulle wat werk soek, werk sal kry en dat hulle baie, baie bekwaam sal wees in daardie werk wat hulle doen. Help ons ook in dit en word verheerlik soos wat hierdie gemeente al hoe meer groei met Jesus as haar Here. Amen.